Ek koop een keer 'n voertuig by 'n plek en toe ek by die maatskappy instap, toe staan daar teen die muur baie groot integrity. En hulle sê hulle het 'n integrity pack en hulle stel jou gerus en sê vir my dat as enigiets gebeur het hulle hierdie integriteitspakket en dan maak hulle dinge vir jou verniet reg en hulle kyk na jou as kliënt. En ek sal nooit vergeet 3000 kilos later toe gaan die timing ketting op die voertuig. En toe ek die kar terugvat, toe is daai identiteit net iets teen 'n muur. Daai slagspreuke wat hulle het, wat hulle sê, hulle sal jou help en hulle gaan met die integriteit aanwend tot hierdie koop, is toe net iets om jou in te lok. En ek dink baie keer is dit die probleem met my en jou, is dat ons wil leef met integriteit, ons glo dat ons leef met integriteit, maar wanneer dit daarby kom dat dit ons iets kos, of wanneer ons werklik met integriteit moet optree, en ons kom agter dit vat iets van ons, dan wil ons nie noodwendig nie. Nou, ons tema hierdie maand by Corpus en my Familia Day is integriteit. En ek wil so 'n bietjie met jou gesels hierdie week oor hoe lyk my lewe as ek 'n lewe van integriteit leef, en dat ek en jy as gelowige, en ek dink dis waar dit begin, dat ons moet beter doen. Mense verwag beter van gelowiges, en so ook ek en jy van mekaar as medegelowiges, maar mag dit nooit iets wees wat teen ons muur staan, maar iets wat ons nie uitleef nie. Mag dit nie iets wees wat ons mense mee lok om te sê, kyk, ek is iemand wat leef met integriteit, maar wanneer dit moeilik raak, wanneer daar dinge op die spel geplaas word, dan is dit iets wat ons vanaf onttrek nie, en mense teleurstel nie. Nou, hierdie week gaan ons net so 'n bietjie reis oor integriteit, en ons gaan kyk, wat sê die woord van God vir ons, waar moet ons kyk, waarvoor moet ons pas op, en spesifiek rakende identiteit. Identiteit, as ek weet wie ek is in Christus, dan vorm dit my integriteit. So in myself gaan ek sukkel, maar in Christus gaan ek dit doen. Nou, Paulus sê vir ons dat ons is nie goeie mense nie. Nou, ek weet nie van jou nie, as mens is ek nie 'n goeie mens nie. Sonder Christus is ek nie goed nie. Is ek afvallig, is ek sleg, is ek selfsugtig, en so gaan die lys ongelukkig aan. Maar met Christus is dit 'n ander prentjie. Lyk my lewe anders. Nou, Paulus sê vir ons daar in Romeine 3 vers 23 tot 26, hy sê ons is almal sondaars. Hy sê nie een van ons leef tot God se eer nie. Ten spyte daarvan het hy besluit om ons vry te spreek. Daarom het hy Jesus Christus gestuur om ons te kom verlos. God doen dit omdat hy vir ons baie omgee, nie omdat ons so goed leef nie. God het Jesus soos 'n offerlam laat slag vir al ons sondes. As ons in hom glo, tel ons verkeerde dade glad nie meer nie. Paulus kom herinner ons, hy sê, onthou, in ons menswees, in ons vlees, is ons sondaars, is ons afvallig, is ons sleg. Hy sê, daarom kom Christus, maak hy vir ons die pad oop. Daarom het ek en jy hom nodig. So, my en jou integriteit begin by identiteit in Christus. Ek hoop dis weer iets vandag, ek sien uit om jy môre weer te sien. 'n lekker dag. Totsiens.